And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ. Ons het vandag vir jou 'n baie belangrike video. Ons gaan vandag net een persoon op hierdie ranglys van my sit. Is hy S-tier, is hy A-tier, B-tier, so deur. En dit is niemand anders as Billy Graham. Nou, ek dink meeste Christene ken vir Billy Graham. Ek dink meeste Christene sal sê, hy is een van die grootste evangeliste wat daar ooit in die wêreld was, en ek dink nie dit is 'n onakkurate stelling. Ek dink daar's baie mense wat tot bekering gekom het deur Billy Graham se konferensies en goeters wat ons gehou het, maar ons gaan vandag 'n interessante deel van sy lewe na kyk. Ons gaan dit analiseer en kyk is dit regtig volgens die woord van God. En die groot ding is, wat het hy aan die einde van sy lewe gesê? Wat het hy gesê oor Christendom? Wat het hy gesê oor ander gelowe? En dit is so belangrik dat ons moet Paulus sê vir ons dat ons fight die good fight. Ons moet aanhou beklei tot die einde. Ons kan nêrens opgee nie, ons kan nêrens ingee nie. Ons kan nêrens in 'n pragmatiese evangelie ingaan nie. Ons moet staan by die woord van God tot die einde toe. En het Billy Graham dit gedoen? Ons gaan vandag 'n bietjie kyk daarvan. 'n Bietjie gaan kyk daarna. En baie belangrik vir hierdie video is, ek wil vir jou iets gee wat ek dink meeste mense mis wanneer hulle besluit na watse kerk toe hulle gaan. En dit gaan jou ook laat verstaan hoekom ek is soos ek is. Hoekom is ek so simpel om soveel predikante en pastore en mense uit te haal, mense wat baie van julle dink is hierdie kragtige manne van God. Wie is ek om hulle uit te haal? En as jy verstaan die prinsip wat ek vir jou vandag hier gaan leer, dink ek dit gaan vir jou 'n hele nuwe wêreldsiening gee van die kerk, van wat mense glo en hoe jy moet besluit na watse kerk toe gaan. Maar dit is so belangrik dat ons hierdie reg het. Ons moet verstaan, dis die ewigheid wat op die spel is. Dis nie een of ander nonsens, dis nie een of ander speletjie wat ons speel nie. Dis nie een of ander subjektiewe, net 'n temporêre ding waar ons hier praat nie. Ons praat hier van die ewigheid. Ons praat van die woord van God. Hierdie is die belangrikste ding wat jy ooit sal glo in jou lewe. Wie is Christus? Vir wie het hy gesterwe? Wat is sy plan gewees met redding? Wat is sy plan met die Bybel? Wat is sy plan vir my en vir jou? En as ons dit nie reg het, as ons dit nie verstaan nie, is ons in die moeilikheid. Dis hoekom is so belangrik, dis hoekom ek hamer daarop, en dis hoekom ek sal vals predikante, vals pastore en mense uitwys tot die dag dat ek my laaste asem uitblaas, want dit is wat die woord van God sê ons moet doen. Hierdie is so belangrik. Vriende, ons moet hierdie verstaan. En ons kan nie in hierdie halfhartige pragmatiese evangelie ingaan nie. Maar ek wil net eers vir julle 'n vinnige overview gee, net soos 'n oorsig van hoe Billy Graham se bediening gelyk het. Nou, so hulle sê basies op hierso van die 1940s tot die begin van die 1950s het hy soos fundamentalist roots gehad. Ek weet nie regtig wat so mooi, ek dink die mooi Afrikaanse woord vir dit is seker fundamentalisme. Maar ek gaan die Engelse woord in hierdie video gebruik. Ek gaan baie daarvan praat. Want dit is belangrik dat ons hierdie prinsip verstaan. Maar ek dink net min Afrikaners gaan seker bekend wees. Ek was nie bekend met die woord fundamentalisme nie. So ek gaan net bly by fundamentalism en laat almal weet waarvan ek praat. So verskoon my tog as ek 'n Engelse woord of twee inwerk. Nou, vir die eerste 10 jaar van sy lewe was Billy Graham gesien as 'n fundamentalist. Soos baie van sy fundamentalist broers in Christus, wat dieselfde sienings as hy gehad het oor baie sentrale Christen doktrines, goeie soos die Bybelse autoriteit, soos dat elke mens wedergebore moet word, dat ons verwyderd is van liberale teologie, dat ons verwyderd is van progressiewe teologie, en dat ons verwyderd is soos van teologie wat nie in die Bybel is nie. Hy was sterk en solid geweest met hierdie goeders. Ouens wat saam met hom was ouens soos Bob Jones Senior en John R. Rice, en hierdie is fundamentalist ouens van daai tyd, van die 1940s, 1950s, waarvan hy toe begin wegbreek het in 1950. En toe was hy nie meer gesien as 'n fundamentalist nie, maar as 'n new evangelical. En dan gaan aan die einde van hierdie video vir julle mooi die verskil tussen daai konsepte verduidelik, want dit dink ek is die belangrikste ding. So ek sien myself as 'n fundamentalist. Ek dink dit is een van die belangrikste goeters wat ek voel, ek verstaan rondom teologie, rondom die Bybel, en dit is vir my essensieel om in 'n fundamentalist kerk te wees, en nie in 'n new evangelical kerkie, maar dit sal ek vir julle later verduidelik. Maar die punt is, Billy Graham was dit vir omtrent die eerste 10 jaar van sy bediening, en toe hier in die 1950s begin hy 'n new evangelical raak, en toe kan jy sien dat die goeters in sy teologie begin eintlik suid gaan. So, hy het hierdie groot ecumenical, seker ekumeniese assosiasies begin maak. So ecumenical moet ons verstaan, dis 'n woord wat basies sê hoe al die gelowe in die wêreld een word, hoe verskillende denominasies saam staan onder een lig. Maar
Ekumenicisme is een van die gevaarlikste goeters wat ons in ons tyd het. As gelowe is nie bedoel om saam te kom, om eenheid te bring. Christus het reeds gekom en hy het gesê, I came to bring a sword, soos wat ons sien in Lukas 12. Wat hy gesê het, daar moet 'n skeiding gemaak word, wat hy wys dat Christendom is nie inklusief nie, dis eksklusief. Dis inklusief in die manier van dis beskikbaar vir almal, maar dis eksklusief in die sin van dis net hulle wat in Christus is wat wedergebore is. Dis net hulle wat in Christus is wat gered is. It's by Christ alone that we are saved. Dis wat Handelinge 4 vers 12 van ons sê. So dis so belangrik om jou Christology, jou Christologie, wat jy glo van Christus reg te hê, want as jy dit verkeerd het, is jy in die moeilikheid. As jy dit verkeerd het, dan aanbid jy 'n vals Christus. Dis hoekom in Matteus 7 sê hy, waar baie na hom toe gegaan en gaan sê, Here, Here, in U naam het ons al hierdie goeders gedoen, en hy gesê, draai weg van my of ek het jou nooit geken nie. Nou daai Lord, moet ons verstaan, is in die Grieks is dit Kyrios. Daai mense sê nie Christus nie. Daai mense sê nie Christos of Jesus nie. Dis die Griekse woorde vir Jesus Christus. Hulle sê Lord. Met ander woorde, hulle sien, hierdie is iemand wat hulle bedoel is om te aanbid, maar hulle weet nie wie hy is nie. Sien julle die verskil? Dis waarvan Matteus 7 praat. Daai mense wat daar sê, Here, Here, in U naam, sê nie Christus nie. Hulle praat nie van Jesus nie. Hulle praat nie van die ware Messias nie. Dis die probleem. Daar's soveel vals Christusse daar buite. Daar's 'n vals Christus in die Katolieke kerk, in die Rooms-Katolieke kerk. Daar's 'n vals Christus in die Mormoonse kerk. Daar's 'n vals Christus in die Israelvisie. Daar's 'n vals Christus in al hierdie ander afvallige denominasies, en dis hoekom ons moet vir Christus reg het. Dis net Christus van die Bybel wat jou kan red. Dis net by grace through faith alone are you saved, not of yourself, lest any man should boast. Dit moet ons verstaan. En ek dink Billy Graham het gebutcher aan die einde van sy lewe. En ek gaan nou vir julle wys hoekom. Ek gaan dit uit sy eie woorde uitsit en laat julle nie dink ek haal hom verkeerd aan nie. En dan moet julle vir my sê, is dit wat hy gesê het reg? Maar dis net om veel agtergrond te gee. So hy het basies ecumenical konserte gehou. Hy het konserte gehou wat hy Rooms-Katolieke ouens genooi het, en hy het saam met hulle gefellowship, en hy het saam met hulle gestaan, en hy het saam gesê, ons bevorder self saam die evangelie. Dis baie soos wat Dallas Jenkins nou doen, die ou wat die Chosen se regisseur is. So hy hou hande vas met mormone, sê ons dien dieselfde Christus, alles van die goed. En dis ook ons moet so versigtig wees vir dit. Verstaan, dis die Satan se beste plan. Nie iets heeltemal 180 grade nie soos Christus nie. Dit is net soos Christus, maar hy verdraai dit net so bietjie. Dis Christus, maar is nie die ware Bybelse Christus. Julle weet ook dit is wat die antichrist is, nee? Soos die antichrist is eintlik die verkeerde benaming vir dit. Dis nie soos 'n totale 180 grade nie Christus nie. Dis soos 'n pseudo-Christ. Dis soos 'n vermomde Christus. Soos iemand wat baie goed gaan doen soos wat Christus gedoen het, wat goeie goed gaan doen, maar hy is van die Satan. Hy is die antichrist, die pseudo-Christ. Dit is wat ons moet verstaan. Dis wat so slinks is van al hierdie goeders. Dis hoekom ons kan nie een tree uit ons fundamentalist kamp uitgee nie. Ons moet bly by die woord van God en ons moet nie new evangelicals word nie. Halleluja. Vandag lus om 'n video te maak. So, kom ons kyk wat sê Billy Graham. Kom ons luister uit sy eie woorde uit en dan sê julle vir my, oorreageer ek of wat sê ek. So ek gaan eers hierdie video vir julle speel wat Dave Hunt praat van hom en dan sal ons bietjie uit sy eie woorde uit hoor wat hy gesê het. Analysis from Dave Hunt. Billy Graham is a real puzzle to me. In 1948, he said the evangelical church faces three major enemies: communism, Catholicism, and Mohammedanism. By 1952, he had turned around completely, was saying that his beliefs were basically the same as those of Orthodox Roman Catholics. Any converts going forward in a Billy Graham crusade, Catholics are sent back to the Catholic Church, thousands. I have files with Bishop so-and-so from this city, Bishop so-and-so from that city, in newspapers saying the greatest thing that could happen is a Billy Graham crusade. That's how we get all the lapsed Catholics back into the church. Billy Graham received an honorary doctorate from Belmont College, a Jesuit school, and in the acceptance speech, he said, the gospel that built this school and the gospel that I preach are one and the same. Okay, so hier is jy Dave Hunt wat net Dave Hunt is. Do you remember when Billy Graham met with sal ek julle aanmoedig om Dave Hunt se goeders te volg, maar basies wat hy hierso gesê het is Billy Graham wanneer hy 'n konferensie of 'n ding gehou het, dan was die Rooms-Katolieke ouens so bly want dit het gemaak dat klomp mense na die Rooms-Katolieke kerk toe gaan. En wat hy sê teen 1952 het Billy Graham basies
al hierdie fundamentele goeders waarop ons sal staan om teen die Rooms-Katolieke Kerk en hierdie goeders op te staan, het hy laat gaan in die naam van ons hou almal saam hande vas. Dis waar dit begin het. Maar kom ek speel vir julle wat hy self gesê het. What do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. Let op dat wat Billy Graham daar gesê het, hy het gesê hierdie ouens kan kom van die boeddhiste wêreld, van die islam wêreld, van enige plek af, en hy noem nie dat hulle moet bekeer nie. Verstaan jy hoekom is dit vir my so half skokkend? Hy sê net eintlik daar, en selfs as hulle bewus is daarvan nie, hy sê whether they're conscious of it or not, hulle kan nie eers bewus wees dat hulle vir Christus volg nie, so hulle is deel van hierdie afvallige, geloof, maar net omdat daar een of ander verstaan van 'n hoër wesen is, daarom is hulle wedergebore. Verstaan jy, dit is nie presies wat hy gesê het nie, maar dit is in die rigting waarna dit neig. Hy het nie gesê, die moslim moet bekeer en vir Christus alleen volg nie, sonder Christus sal hy doodgaan en hel toe gaan vir ewig nie. Wat Billy Graham hier gedoen is, hy het dit uitgenooi en gesê, dis vir almal, dit is soos universalism, dit is soos basies, dat almal gered sal wees, dat jy nie hoef te bekeer nie, dat jy net kan, hierdie idee het van wie Christus is, en dan sê jy wedergebore raak. So ek bedoel, dit is net dit is 'n shocking manier wat hy sy bediening afgesluit het aan die einde van sy lewe. En julle kan gaan kyk, ek bedoel, hy het hande vasgehou met die paus, daar's waar hy in die paus saam gepraat het, gesê ons is broers in Christus, al hierdie tipe goed. Julle kan klomp video's op gaan kyk, maar ek bedoel, hierdie is net 'n absolute skokkende manier om jou bediening af te sluit. Nou, kan dit wees dat hy nie presies hierdie bedoel het nie. Ek is nie bewus dat hy enigstens om verskoning hiervoor gevra het, maar as jy op so 'n publieke platform is wat jy voor miljoene mense praat, moet jy nie hierdie punt van Christus reg hê nie. Moet jy nie vir mense duidelik maak dat luister, sonder Christus gaan jy hel toe gaan vir ewig. Ja, ons wil hê Christus moet in die boeddhiste wêreld wees. Hy moet die boeddhiste kry om te bekeer. Hulle moet tot wedergeboorte kom, maar die manier wat hy dit gesê het, klink net soos hulle is almal klaar reg. Jy weet, net omdat hulle in 'n tipe hoër God, supreme being tipe ding glo, daarom is hulle wedergebore. So, weens, ons klomp video's wat julle kan gaan kyk, maar dit vat my eintlik by die volgende. So kom ek sê vir julle wat ek sal vir Billy Graham insit op my teerlys is in die D-kategorie. So ek sal hom nie voorgestel het aan die einde van sy lewe nie. As jy gaan kyk, daai eerste deel wat hy fundamentalist was, het sou ek hom 'n S-teer al die pad gesit het, maar wanneer ek hierdie goeters hoor, wat moet ons maak daarmee? Ons kan nie dit ignoreer nie. Ons kan nie hande klap en sê, jy het klomp mense by die Here uitgebring, maar jy sê dit nie. En weens, klomp van die mense wat hy by die Here uitgebring het, is ouens wat buitendien na die Katolieke Kerk gegaan het. En jy moet verstaan, die Rooms-Katolieke Kerk is 'n afvallige kerk in elke sin van die woord. Ons het baie daaroor gepraat, al hulle afgodery, die manier wat hulle aanbidding doen, van hulle sakramente wat hulle onderhou, is net straight-forward satanisme. Dit is een van die grootste cults in die wêreld, in die sin van, dis nie Bybelwaarheid wat hulle hou nie, tot die eer van God alleen, die skrif alleen, en genade alleen. Elkeen van daai goeders het hulle 'n plus ding. Dit is nie deur Christus alleen nie, dis deur Christus en die saints wat jy kan bid, en Maria wat jy kan bid. Dit is nie deur genade alleen nie, jy moet ook werk daarvoor. Dis nie geloof alleen nie, dis nie tot die eer van God alleen nie, en dis ook nie die skrif alleen nie. Hulle het ander geskrifte, en hulle het glo ook wat jy sal noem in sola ecclesia, dat die paus en dat die kerk self is op die autoriteit, of selfs bo die autoriteit van die skrif, wat 'n subjektiewe mensgemaakte manier is om dan te kyk na die Bybel, want jy kan basies enigiets al verdraai, want die kerk is op die vlak van die skrif, wat afvallig is. Ons moet dit reject. Dis skrif alleen wat vir ons lering gee. Maar wat ek nou wil doen, is ek het vir julle hierso vir julle 'n tabel gemaak, om te verduidelik en te kan sien, hoe jy 'n kerk kan analiseer, en hoe jy kan besluit, moet jy na 'n kerk toe gaan of nie, of moet jy uit 'n kerk uit gaan, en hierdie is wat ek vir jou sal voorstel. So, hier is basies 4 kategorieë wat ek hierbo vir julle het. So, die eerste deel is die fundamentalist,
Dis wat ek wil wees, dit is wat ek dink ons moet onderhou, dit is hoe elke Christen, ware Christen, wedergebore Christen moet wandel in fundamentalism. Dan het ons New Evangelicalism, dit is basies, kom ek sê vir julle so, eerlik in Suid-Afrika dink ek 90% van kerke is New Evangelical, en ek sal vir julle nou verduidelik wat dit is. Dan het jy modernism, so om die verskil tussen modernism en fundamentalism te verstaan, een van die beste boeke wat ek vir jou sal aanbeveel is The Tragedy of Compromise, van Ernest Pickering. Dit is online beskikbaar, so jy kan gaan, so jy kan online gaan, en dan kan jy hier is die Tragedy of Compromise. Dis die hele boek wat hulle vir jou lees, so jy gaan sukkel om die boek self te kry, maar geluister hierdie ding, dis 7 van die mees sinvolste ure wat jy in jou lewe sal spandeer, en dan sal jy presies verstaan, die landskap van wat in ons kerke en in ons teologie wêreld aan die gang is vandag. Maar in elk geval, so wat gebeur het in die 1920s, was al hierdie groot skeer in die kerk tussen fundamentalism en modernism. Nou, 'n modernist sal sekere core teologiese doktrines verwerp. Hulle sal byvoorbeeld nie in die godheid van Christus glo nie. Hulle sal byvoorbeeld nie glo die skrif is ons enigste bron van autoriteit nie. En dis 'n totaal afvallige kerk is die modernist. Nou die New Evangelical is iets tussenin. Hulle is nie fundamentalist nie, hulle is nie modernist nie, maar hulle sal hande vashou met die modernist. So dis die probleem van New Evangelicalism. En dan hier heel aan die regterkant het ons Catholicism, Mormonism, jy weet al hierdie goeters wat duidelike vals kerke is, Jehovah's Witness, hierdie goed. So hierdie is net om vir jou 'n idee te gee van hoe ons verskillende goeters kan analiseer wat in hierdie kerk aan die gang is. So kom ons begin by teologie. So vir teologie in die fundamentalist kamp sal ek dit 'n regmerkie gee, met ander woorde die teologie is solid, glo in die godheid van Christus, glo in die maaggeboorte en ondersteun die fundamentele teologiese sienings van die Bybel. Ook dat die skrif is, die woord van God is autoriteit, dis inerrant, dis sonder foute. Nou die New Evangelical, hierdie sal julle sien, is dieselfde. Hulle is ook teologies akkuraat. Jy weet, hulle glo ook in die belangrikste aspekte van wat die woord van God sê. 'n modernist aan die ander kant is nie. 'n modernist kry 'n kruisie by teologie. So hulle glo goeters wat vals is. Hulle glo nie dat die Bybel is die woord van God nie. Hulle glo in 'n progressive Christendom. Hulle sal nie staan op die godheid van Christus nie. Hulle sal nie staan op die drie-eenheid nie, en hulle verwerp sekere kerndoktrines van die woord van God. Dieselfde met die Mormone en die Katolieke kerk. Dan metodologie, hierso kry die fundamentalist ook 'n regmerkie. Die fundamentalist sê dat die manier wat ons kerk hou is nie afgesluit van ons teologie nie. Inteendeel, die Bybel moet bepaal hoe ons die metodes toepas in ons kerk. Met ander woorde, ons gaan nie Christen rock and roll speel nie. Ons gaan goeders doen op die manier wat die Bybel vir ons sê ons doen. Ons gaan nie preke gee wat mense se ore streel nie. Ons gaan die metodes gebruik van die Bybel om mense by Christus uit te kry. Ons gaan nie dink, wat is die beste nou vir die kerk, wat wil die mense hoor? Nee, ons gaan die Bybel preek of hulle daarvan hou of nie, en so gaan ons die mense by die Here uitkry. Die New Evangelical het nie dieselfde idee nie. Die New Evangelical sal enige metode gebruik. Jy kry goeders soos Christen bier, goeders soos Christen wyn, jy kry goeders soos Christen rockkonserte, jy kry goeders soos Christen nightclubs. Hulle sal enigiets doen om mense by die deur in te kry, want dit is vir die goed vir die evangelie. So hierdie is 'n kernverskil tussen New Evangelicalism en fundamentalism. Dis hoekom ek 'n fundamentalist is. Ek gaan nie enige manier gebruik om 'n ou net in die deur in te kry om 'n pragmatiese benadering te hê en mooi woorde vir hulle te sê nie. Ek gaan bly by die woord van God. Ek gaan nie my metodologie verander nie. En natuurlik hierdie twee moderniste en goed, hulle doen enigiets. Hulle het nie 'n ortodokse metode om die evangelie na mense toe te bring nie. Dan fellowship, fundamentalist sal 'n regmerkie daar kry. Hulle fellowship nie met valsheid nie, nie met modernist nie, nie met enigiets nie. Dis Ernest Pickering het die boek so mooi geskryf om te wys dat 'n ware Christen is separate van die wêreld. Die Bybel sê vir ons dat hy wat 'n vriend is van die wêreld is 'n vyand van God. So daarom sal jy nie 'n konsert hou. Dis wat Billy Graham gedoen het. Hy het 'n konsert gehou saam met Johnny Cash of saam met enige sekulêre sanger vir die goed van om mense daar uit te kry dat hulle dan die evangelie hoor. Waar ons sal sê ons gaan nie hande vashou in fellowship saam met valsheid, saam met boosheid nie. En hierdie praat ek nie van fellowship in die sin van jy nooi 'n ateïs na jou braai met die idee om by die Here uit te kry nie. Hierdie is ons deel 'n stage met valsheid. Met ander woorde, ons gaan na 'n Rooms-Katolieke kerk en nie ons gaan preek teen die kerkie, maar ons deel die stage met hulle, ons hou hande vas, sê ons is broers in Christus. 'n Fundamentalist doen dit nie. 'n Fundamentalist is separate
van die goeders. Nou New Evangelical is nie dit nie. Een van die grootste New Evangelical konferensies waarna jy kan gaan kyk is iets soos die Passion konferensie. En daar bring hulle enige iemand, maak nie saak wat hulle glo nie, maak nie saak wat hulle agtergrond is nie. Enige ou kan op daai stage klim en hande vashou saam met ons. So die New Evangelical het nie hulle maak nie onderskeid van hierdie is valsheid en ons moenie saam met hulle hande vashou nie. Natuurlik dieselfde met die modernist ook, hulle is self afvallig en dieselfde met die katholieke kerk. Dan die musiek, ons het nou kortliks daaroor gepraat, die musiek in 'n fundamentalist kerk gaan nie musiek van die wêreld maak nie, ons gaan nie Hillsong speel nie, ons gaan nie Bethel speel nie, ons sal musiek speel en musiek sing wat eer aan God bring en Piet Smith my mat, Piet Smith is 'n fundamentalist, ek seker daarvan. So, nee, ek grap sommer, ek weet nie of hy dit sal self sê nie, maar iets soos Hillsong, iets soos Bethel, dis duidelik, as jy daai tipe goeders in jou kerk speel, is jy nie 'n fundamentalist kerkie, dit is net eenvoudig nie wat jy is nie. So natuurlik, die New Evangelical, baie van hierdie kerke, dalk is daar van hierdie kerke wat solid is met dit, maar meeste van hulle sal enige musiek in hulle kerk speel, solank dit mense by die deur inbring, dan speel ons dit, en dieselfde hier, en dieselfde met die katholieke kerk. Weens is nie almal nie, ek sê nie elke katholieke kerk, elke een van die kerke doen dit is net gewoonlik wat hulle geneig is om te doen. Sosiale kwessies, as ons kyk na LGBTQ ondersteuning, as hulle kyk na trou hulle homoseksuele persone, as ons gaan kyk na wat sê hulle oor abortus, enige van hierdie sosiale kwessies, die fundamentalist solid of wat die woord van God sê, wat die Bybel sê, en hulle sal preek oor. Dis nie skaam om op 'n Sondag te gaan staan, al is dit kultureel nie aanvaarbaar, en te sê, luister maar hierdie is verkeerd, die Bybel sê vir ons moenie hierdie goeders doen nie, hulle sal sterk staan daarop. Nou hier is die een ding, die New Evangelical vir die grootendeels is ook konservatief, hulle is ook meer regs as jy gaan kyk na sosiale kwessies, wat grootliks 'n goeie ding is. So ek wil net uitwys dat dit is nie die probleem van die New Evangelical nie, dis hierdie middelste 3 wat die probleem is. En modernists, hulle sal enigiets aanvaar, enigiemand trou, hulle het nie 'n probleem met abortus nie, hulle sal sê al daai goeters gaan. En katholieke en mormoonse kerke verskil eintlik bietjie met dit. So wat ons hierso sal doen is, ons dink ons sal dit amper so iets sit. Want ek bedoel, daar's baie mormone en daar's baie katholieke wat eintlik goeie sienings het oor sosiale kwessies. So ek wil net dit vir jou ook uitwys, want baie mense dink, omdat die ouens wat Charlie Kirk ondersteun, jy weet, ook regs is in hulle politiese affiliasie met sosiale kwessies. Met ander woorde, hulle is ook teen homoseksuele troues, hulle is ook teen abortus. Baie van hulle is in hierdie katholieke en mormoonse kamp en dit moet ons verwerp. Verstaan jy, ons moet dit beteken nie, omdat hulle dieselfde sienings as ons het oor hierdie kwessies, daarom kan ons hulle broers in Christus noem nie. Julle sien, wat kyk al hierdie ander rooi, wat aan hierdie kant van my tabel is. So, dis ook wat ek veel, nou, hier is my grootste punt. As jy 'n fundamentalist is, dan gaan jy hierso bly. Oor 5 jaar, oor 10 jaar, gaan jou kinders in hierdie kamp, so hier is die punt, as jy in hierdie fundamentalist kamp is, dan gaan jy nie jou voet buite hierdie lyn sit. En nou kos maak sommer so 'n dik lyn hierso. So sien hierso, hier is jou lyn. Hoe maak ek dit nou groter? So vir die fundamentalist is hierso 'n ferm lyn. Daar's 'n ferm lyn vir jou in die sand getrek en jy tree nie buite die fundamentalist kamp in hierdie regterkant se rigting nie. Want hierso is die punt, dis die punt wat ek wil maak. En as jy jou voete buite hierdie kamp gesit het, is dit een rigting waar jy gaan. En dis regs. Dan is daar een rigting wat jy gaan, buite die kamp, as jy sodra jy in New Evangelicalism ingaan, soos Billy Graham gedoen het, dan is jy op pad na die regterkant, as jy op pad na modernism, dan is jy op pad na Catholicism, en jy is op pad na Mormonism. Dit is die punt wat ek wil maak. Maar as jy in die fundamentalist kamp is, dan is jy solid, dan is jy standvastig, dan is jou huis gebou op 'n rots, jou huis is nie gebou op sand nie, maar die New Evangelical kant is gebou op sand. Want jy gaan sien, al hierdie kerke, hierdie New Evangelical kerke wat ons het, waarvan ek dink 90% van Christene in is, dis 'n generasie of 2, en dan gaan hulle verander oor sosiale kwessies, hulle gaan verander oor die soliede teologiese sieninge wat hulle dalk nou het, en dit is die gevaar daarvan. Vriende, die waarheid is nie maklik nie. Kom ek sê vir julle, ons het al baie houe gekry op hierdie kanaal, baie kommentaar, want die waarheid is iets wat mense nie wil hoor nie. Maar as ons logies hieroor dink, as ons mooi dink wat die woord van God vir ons sê, ons volg dit, dan is die waarheid vir ons redding. Dan is die waarheid vir ons dat Christus is vir almal beskikbaar, en jy moet draai na Christus. Maar ek wil my voete hou in hierdie fundamentalist kamp. Ek wil nie my voete hier uitsit nie, en ek moedig jou aan, dat jy dit ook nie doen nie. Kom ons skryf fundamentalist kerke, wat die woord van God onderhou, wat nie weg gaan tree daarvan af nie, en dit is hoe ons 'n impak gaan maak in die wêreld. Halleluja!